Ek gaan nou met iets anders begin, maar dit gaan na die moeder toe, hoor. So luister, in die begin gaan jy dink, wat maak ek? Maar luister, hou net vas oor wat ek sê. Ek gaan praat vandag oor die Vaderhart, God se hart, Jesus se hart. Weet julle, ek weet nie of julle al ooit regtig intensief Johannes 17 gaan lees het en gaan bestudeer het nie. Johannes 17 het soveel goud, soveel cheats in. Dink 'n bietjie daaraan, Johannes 17 het Jesus 'n gebed gedoen vir die Vader, vir sy disippels en ook vir ons, maar hy het dit gedoen net voor die kruis. Voordat hy in Getsemane ingegaan het Jesus Johannes 17 vir ons gebid. En ek wil hê julle moet luister wat sê hy. Ek meen, as jy weet, Jesus het presies geweet wat gaan met hom gebeur. Hy het geweet wat sy lyding volg. Maar hoor sy hart. Jammer, ek nog my nuwe bril, ons gaan op en af. Ok, Johannes 17 vers 1b. Vader, hierso bid Jesus vir die Vader. So sien die Vader verhouding, die Vader liefde, die Vader eenheid, saam met Jesus. Vader, die U het gekom, verheerlik U Seun, sodat U Seun U ook kan verheerlik, soos U hom mag gee, oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Ons is op God se hart, né? En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus, wat U gestuur het. Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Dit is nou aan die einde van Jesus se bediening en net voor hy na God die Vader gaan. Dit is op sy hart. Hy het die werk om voltooi wat hy gedoen het. Maar hoor die eenheid. Net daarna, ek gaan nou nie alles lees nie, want ek kan nie die hele een doen nie, maar glo my, gaan bestudeer Johannes 17, daar's regtig goud in. Dis 'n eindige bediening om sy eie helemaal ander woord, maar ek wil die kraks uithaal hiervan. Johannes 17 vers 9, hierso bid hy vir sy disippels. Spesifiek, nie vir die wêreldse mense, nie vir ons nog nie, net vir sy disippels. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U is my, alles wat U sin is myne, en ek is in hulle verheerlik, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na U toe, Heilige Vader, bewaar in U naam die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Een kan wees, net soos ons. Die Here wil hê ons moet een wees. Die Here wil eenheid hê. Die Here wil hê ons moet eenheid hê met hom. Hierso bid Jesus spesifiek vir die disippels. Nou as jy nou mooi dink, hierso by die Here, dat die Here hulle moet bewaar en hom. Wat het met al die disippels gebeur? Hulle almal is op die ou en doodgemaak vir hulle geloof. Daai bewaar hulle in hom, in God die Vader. Dit is sy hart. Dis Jesus Christus se hart, dat ons in hom moet bly. Vanaf vers 17 tot Johannes 17 vers 20 tot 23 en dan net 26 ook, wil ek ook vir julle lees. Hierso bid Jesus vir sy kinders, vir die kinders wat tot geloof gekom het deur die woord van God. Ons, wedergebore kinders, hierso bid Jesus vir ons. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Vers 21, dat almal een mag wees, net soos U Vader, in my en ek in U. Hoor julle die in verhouding? Dat hulle ook een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur
gestuur het, en ek het hulle die heerlikheid gegee, wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Liefde, eenheid, verhouding, sien julle dit? In hulle kan wees, en ek in hulle, in my, in ek, in mekaar. Net so mooi het die Here vir ons hierdie eenheid kom gee. Ok, nou wil ek gaan na die moederhart. Daardie iets. Wat is my kinders? Sien julle mooi? Dis my kinders. Amen. Ek kan nie daar staan nie. Dis my seun en my dogter. My seun word al 40 jaar. My dogter is 38 en ek is baie lief vir hulle. En een ding weet ek, daardie eenheid, hierdie moederhart, God se hart, Jesus se hart, God het iets van dit in ons gedeponeer in elke moeder se hart. Sien julle saam, moederharte? Elke mamma is, vergewe my woord, vrek lief vir haar kinders. Ek groet my kinders ook. As ek vir hulle kwaai sê, dan sê ek, I love you twice. Dan sê I love you twice. Dan sê ek, I love you twice. Want hulle kan nie verstaan hoe lief 'n mamma haar kinders het nie. 'n Mamma is lief vir haar kinders. 'n Mamma sal, as haar kinders het al vergeet, of nie vergeet, hulle gaan aan met hulle lewe. Hulle gaan trou, en my kinders het altyd getrou. Ek het 3 pragtige klein kinders. Ek het nou nie hulle foto's daar opgesit nie, anders gaan ons nou te ver nie. En ek het, weet julle, my kinders gaan aan met hulle lewe, en ek dink eers elke dag aan mamma nie. Maar hierdie mamma, dink ek elke dag aan my kinders. Ek bid vir hulle. Ek tree in vir hulle. As ek hoor dan seer kry, jy weet ons soos 'n mamma, ons wil nou net reg fiks, jy weet jy wil regmaak. Jy seer saam met hulle, en jy wil kyk wat jy kan doen om dit reg te stel. Jou gedagtes is altyd by jou kinders, al is hulle al groot en getroud, en gaan aan met hulle lewe vergeet. 'n Mamma se hart by altyd by haar kinders. Maar weet julle, dit is nou eintlik waaroor ek wil praat. Maar dan gebeur die lewe, dan gebeur seer kry. Daar's baie mense daar buite wat van kleins af het oor 'n mamma wat iets gedoen het wat nie reg was nie. Die vyand is daar buite en hy wil slag en stele verwoes. Hy wil kyk waar kan hy verhouding en liefde en eenheid seermaak. Onthou, ons is uit God en God se eenheid. God het vir ons hy eenheid gegee. God het gesê, hy wil ons moet inwees. God wil ons met verhouding hê. Ons mammas het dit. Ons is lief vir ons kinders, maar baie keer gebeur die lewe en die vyand is los. Hy wil kom en hy wil verwoes, hy wil mooi memories steel, hy wil seer maak. Ek het 'n klein stukkie, hoekom deel ek die met julle? Want ek wil 'n klein stukkie van my video as ek mag, as dit reg is. Dit is nie vir my maklik om dit te doen nie. Die duiwel gebruik verskillende goed. In ons geval, toe ek 'n kind was, het die duiwel siekte gebruik. My moeder was lank gelê deur 'n baie erge epilepsie. Ek weet nie of julle weet wat epilepsiese aanvalle nie, of julle bewus is wat dit is. My moeder het dit gehad, maar soos in baie erg, soos in baie sterk. En toe ons kinders was, ons was 4 kinders, ons het onsself moes grootmaak. My ma was meer in die hospitaal as enigiets anders. My pa was ek was 8 jaar oud, toe borter hom van die myn af, en my gevolg is, ons salaris alles gaan af, en dit gaan moeilik, dit gaan swaar. En my pa het toe nou Luceders in die huis gekry,
gekry, my pa het 'n baie sagte hart gehad, nog al sy lewe. En hy het mense wat by ons kon bly, en met die gevolg is, ek en my sussie het die huishouding gedoen, ons het ons boeties groot gemaak, en ons kinders het baie skade gelei, al ons kinders. My 2 broers en my sussie en ek het baie skade gelei, deur mense in ons huis. Ons was op 'n stadium net om vinnig vir julle 'n idee te gee, ons was op 'n stadium 18 mense in 'n 3-slaapkamerhuis. So ons het baie skade gelei en ek het my ma kwaadlik geneem. Vir baie jare het ek gesukkel en ek kon nie verby dit kom nie. Ek het na my ma gekyk, ek kon my ma sien nie. Ek kon nie my ma liefde ervaar nie. Ek kon nie my ma se hart hoor nie. En ek het haar kwaadlik geneem, ek was seer. Maar weet julle, toe kom daar genesing na baie jare. Toe vergewe ek haar. En ek maak het vry, en ek laat het aan die lig kom. Ek laat aan die lig kom, wat fout. En weet julle wat? Toe ek al die blare, en die takke, en die gemors, om my ma wegvat, toe sien ek my ma. Toe sien ek my ma. En weet julle, my ma was 'n vrou, met haar eie pyn, wat ek nie eers van geweet het nie. Sy het vir jare geloop met 'n pyn, en ek weet nie of sy ooit gaan haar pyn ontslaag raak het nie. Maar weet julle, vandag wil ek vir julle sê, gaan herstel jou verhouding met jou mamma. As jy vandag hier sit, en jy het 'n mamma, en jou hart is seer, want iets krap, mamma was nie altyd reg, mamma het nie daar reg gemaak met my nie, mamma het nie daar reg gemaak nie, of iets het gebeur, waar die duiwel kom steel en slag en verwoes het. Onthou, dis die duiwel wat daar agter sit, nie? Dan gaan maak reg, gaan herstel jou met jou ma. Liefde en vergifnis, weet jy, ek wil net gaan vir iets hier kyk. Maak die saak, al voel jy al sê, jy ken nie my storie nie, jy weet nie waar jy reg gegaan het. Wil ek vir jou sê, jou ma het jou lief, want God het dit in ons geplaas. Jou mamma het jou lief, gaan lief haar, gaan maak met haar reg, sy het dit nodig. Baie van ons het nog nie eens die Here geken, toe ons kinders gehad het nie. So die duiwel het lekker kom speel, en hy het baie seer gemaak. Ag, en ek wil ook sommer sê vandag, as daar, beteken is dit nie 'n mamma nie, al is dit 'n papa, maar gaan maak reg. Weet jy, dit is God se wil. Dit is God se wil, laat ons reg maak. Gaan kry vergifnis. Jy weet, gaan gee vergifnis. Ek wil net ietsie lees. As jy 'n mamma en 'n papa het, en dan vra ons, hoekom gebeur die dinge? 1 Johannes 5 vers 19 sê, ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld is in die mag van die bose. En dan wil ek weer lees, die duiwel kom net om te steel en te slag en verlos. En wat is die mooiste verhouding? Verhouding in jou huis. Jou moeder eerste van alles, moederverhouding. As ek net kyk, ek dink dit is nou eenetjie verby, maar as ons kyk na Jesus, na moederhart, vir Jesus, vir Maria is gesê nog voordat sy ek kyk gou waar wat ek kom, né? Okay. Ja, vir Maria is gesê in Lukas 2 vers 35, ja, 'n swaard sal deur jou hart gaan. Wanneer het daai swaard deur jou hart gegaan? Met die kruisiging. Toe Jesus se lyding gebeur, het die swaard deur Maria se hart gegaan. En is dit nie so met elkeen van ons nie? As ons kinders seer kry, dan gaan daar swaard deur ons, dan kry ons seer. Jesaja 61 vers 1b sê, dis 'n profetiese woord in die Ou Testament wat sê, hy, God
God die Vader het my, Jesus Christus, gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis. Amen. Jesus het gekom om ons dood te maak. Ek wil vandag vir julle sê, as julle hier sit en julle het seer, moenie toelaat dat die duiwel jou gevange hou nie. Moenie toelaat dat die duiwel kom slag en steel nie. Jesus het vir ons die woord van God gegee. Hy het vir ons die hele woord gegee. Om ons te leer om waarlik lief te hê. Om te doen wat die woord sê. As jy seer in jou hart het, weet jy, ek wil nog iets net byvoeg hier. Vergifnis is 'n keuse. Dis nie 'n gevoel nie, as jy gaan bak vir die gevoel en net 'n kans, gaan nie kom nie. Dis 'n keuse. Om lief te hê is 'n keuse. Gaan kies om reg te maak. Ag, nie net sommer met jou ma nie, met jou moeder en jou sussie en jou pa. Gaan maak reg. Weet jy net die lewenstekort. Die duiwel wil verwoesting steel. Onthou dit. Wie moet ons eer? Wie moet ons voor hom loon? Ons God die Vader. Ons Here. Want hy het vir ons die hele woord gegee. Hy het vir ons gesê, wie is lief. As ons Genesis van Genesis tot Openbaring oopmaak, wat sien ons? 'n liefdesbrief. 'n liefdesbrief. Ons sien net God die Vader. Hoeveel keer in die Bybel lees ons van God se liefde? God is liefde. Amen. En dis wat hy wil hê ons moet doen. Ons moet lief hê vir mekaar. En die einas laat gaan. Ons moet die seer kry laat gaan. Ek wil vir jou sê, as jy vandag 'n mooi verhouding met jou mamma het en sê, ek is nie een van daai nie, prys die Here. Maar ek wil vir jou sê, gaan lief jou ma. Gaan lief jou ma meer. Gaan lief haar meer. Lief haar met die liefde meer. Miskien sit sy in 'n ouer huis. Miskien sy nie naby jou nie. Wees vrygewig met jou tyd. En gee vir haar jou tyd. Weet jy, ons mammas, die mooiste memories is tyd, saam met ons kinders. Ons wil daai tyd hê, saam met ons kinders. Gaan gee vir jou mamma daardie tyd. Dit is waar ons wil, hoor. En ek gaan vir jou nog iets sê, as jy na hom toe gaan en jy te pyn gehad het, jy hoef net te kyk vir mamma in haar oë, met 'n liefdevolle kyk. En weet jy wat, hart smelt. 'n Mamma gaan nooit iets teen jou nie. En partykeer is dit 'n groot seer. Vergewe weer, vergewe weer. Totdat. Kijk, ek wil hê, ons moet 'n lied luister. Maar voordat ons dit doen, wil ek gou eers vir julle vertel van die roep van 'n roos. 'n Mamma is soos 'n roos. Die blom is haar liefde. Elke ou blaartjie, as jy vat, hierdie ou blommetjie het nou seer gekry, so ek gaan hom steel oor ieder. Sit hy. Die blommetjie het nou toevallig gekrak. Nee, 'n mamma is soos 'n roos. Sien jy hoe mooi is dit mooi nie? Ons vrouens hou meer van blomme as mans, maar kyk jy mooi, sien vandag net die mooi in die roos. Elke blaartjie is iets. Dis liefde, dis geduld, dis omgee. Ag, en soveel deernis. Wakker bly in die nag. Hoeveel keer het jou mamma jou wakker gehou? Het jy haar wakker gehou? Dis al die mooi van hierdie blom. Dan is jy nou doringkies aan. Die doringkies is die dissipline wat ons almal nou maar moet kry. Wat mamma nou maar moet gee. Dis nie altyd lekker nie, maar ons moet die dissipline ook hê. En sy moet dit gee. En as sy dit gee, dan gee sy dit met liefde. Sy gee dit omdat sy weet. Omdat sy weet wat jy nog nie weet nie. Hierdie stammetjie, daai stammetjie, is om die huishouding regop te hou. Groot of nie. Dit beteken as die paas, jy ook sê. Maar 'n mamma hou die huishouding regop. Sy hou alles bymekaar. Sy hou die wasgoed skoon, sy hou die kinders nou met die kinders kos kry. Sy hou dit regop. Hierdie stammetjie is 'n sterk stammetjie hou regop. Maar weet julle wat?
dan gebeur die lewe. Geef my wat ek nou gaan doen. Nou, dat bloem ek een twee verloor. Partykeer gebeur dit met mamas. Partykeer gebeur dit dat mamas vertrap word, nog voordat hulle ewen kinders gehad het. Nou al wat jy sien, is dit. Dis nou nie meer die mooi mamma wat sy bedoel is om te wees nie. Maar die duiwel het gekom en hy het vernietig en hy het vertrap. Het sy met siekte, soos in ons geval, het sy met, jy weet nie eers wat gebeur met 'n mamma alles nie. En weet jy wat? 'n Mamma vertel jou ook nie alles nie. Want wat doen 'n mamma se hart? 'n Mamma se hart verskyn. So, sy vertel jou nie van al haar pyn nie. Sy vertel jou nie van al haar seer nie. Die seer wat sy ronddra, het reflekteer. Maar ons sien dit nie altyd. Ja, mamma kom dit nie eers altyd agter nie, maar dit is daar. Dit gebeur. En nou sien ons net hierdie ou verlepte, vertrapte stukkende bloem. Ek wil vir jou sê, skuif vandag die dorings weg. Skuif die dorings en die takke weg. Skuif alles om jou weg. En gaan maak reg. Sien jou mamma. En dan wil ek ook sê, as jy 'n mooi verhouding het met jou mamma, gaan bly saam met. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Gaan bly saam, gaan seën, gaan hou haar vas. As jou mamma vandag nie meer hier is nie, en jy sê, ek is daai een wat net die ou vertrapte bloem gesien het en ek het seer gekry. Weet jy, vat dit na die Vader toe. En hy sal dit regtrek. En hy sal vir jou vrede gee. En hy sal vir jou oorwinning gee. As jy nodig het om met iemand te praat wat sê, ek het te groot seer, help my nie, gaan na iemand toe wat jy vertrou. Dis so twee pragtige mense. Maar gaan na iemand toe wat jy vertrou. Romeine 13 vers 8 sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want die wat 'n ander lief het, hulle het die wet vervul. Kom ons vervul die wet. Ons is kinders van God. Ons wil die wet vervul. Ons wil doen wat die woord van God sê. Die woord, Jesus het, as ons kyk weer terug na Johannes 17, dan sien ek God se hart. En ek dink, die Here kry so seer, as daar nie verhouding mooi is, tussen ouers en kinders nie. En nou sal jy vir my sê, hoekom preek nou hierdie ding? Hoekom sê nie al die 10 punte van mamas wat mooi is nie? Want niemand sê dit nie. En ek dink partykeer is dit nodig, dat ons almal op 'n plek kom om te hoor, gaan vergewe. Op 'n plek kom om te sê, jou mamma is kosbaar. Jou mamma het jou lief, al weet sy nie hoe om dit te doen, want die blomme stikkend. So sien die mamma, nadat jy al die takke en die gemors en die goed weggevee het. Ek wil ook Johannes 12 vers 46 lees. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis bly nie. Nie in die duisternis bly nie. Jesus het gekom, sodat ons nie in die duisternis kan bly. En vandag wil ek vir jou sê, moenie in die duisternis bly nie, met hierdie saak. Vandag is daar baie mamas, en ek sê nie dis julle nie, dis dalk net wat ek sien. Ek het 'n baie hart vir ou mense, ouer mense. Ek sien mense in ouer huise sit so alleen, met kinders wat weg is, met kinders wat nie kom kuier nie, wat huil, wat treur, en net mag om dood te gaan. Weet julle, ek wil vandag byvoeg, sê vir so aan sê, al is dit nie jou mamma nie, as jy nie meer 'n mamma het nie, gaan gee vir 'n blommetjie
is lief vir jou. Glo vir my. Ek wil vir ons 'n lied speel, en terwyl ek die lied speel, wil ek hê elke mamma moet vorentoe kom. Ek wil vir julle rusie gee. Dankie, Ieder. Prys die Here. Ek so beleef terwyl ek nou gepraat het, dit kom so uit die hart van 'n lewende God met 'n hart vir mense. Amen. Ek wil eintlik niks bysê nie, ek wil net bid dat sy bediening dat dit sal vat in jou hart en ja, baie dankie Dina, dit was regtig uit die hart van God en wie dit vanoggend moes hoor, moes dit hoor. Amen. Ons wil vra terwyl die liedjie speel, gaan ons sommer nagmaal
En onthou, miskien kan maar net by dit sê, dis hoekom Jesus kom sterf het nie. Om juist daai eenheid te bring, juist daai eenheid met ouers, met verhoudinge te bewerkstellig. So, as jy nagmaal nou gebruik, voordat toe kom 'n nagmaal gebruik, gee jou hart oor en gee dit vir die Here. Miskien dalk net onthou, Dina het gesê oor as jou ma dalk oorlede is, maar ons Here is die Alfa en die Omega. Dis hoekom, soos ek gesê het, ons kan na die Here toe gaan met dit en dit vir die Here gee. Want hy staan nou daar. Hy staan nou stil daar by die see. Nie verlede nie, nou op hierdie oomblik. So jy kan dit regtig vir hom bring. Kom ons vra net die seën op die tafel. Vader, ons bid dat U die nagmaaltafel ook nou besonder sal seën. Dankie vir die genesing wat plaasgevind het en wat nou plaasvind in harte. Dankie Jesus. Al die lof en al die ere kom U toe, Here. Amen. Jy kan vorentoe kom en regtig so vir die nagmaal kry gebruik.